Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons weer kan saam wees rondom sy woord. Nou, ons is vanmôre by deel 2 van wie is die Israel visie en wat glo hulle. Ek het vir u gister gesê, en u is baie welkom om die boodskapie te luister, dat die hart van die Israel visie beweging is maar rasisme. Dit gaan maar oor die gedagte dat die blanke belangriker is as die swarte, as die Indiër, as die Asiër, as verskillende van die etniese groepe, en hierdie Israel visie beweging glo dat hulle deel is van die volk Israel, God se volk van die Ou Testament, deel van die verstrooide stamme van Israel wat oor die wêreld verstrooi is, en as blank is ons voorrang by God en sal ons eendag in sy hemel dan wees. Nou, ek het vir u baie duidelik gesê, vriende, dat die volk Israel, eerste plek God het die mens geskape, en die Bybel sê baie duidelik, uit een bloed het hy dan ook die mens geskape. Adam was die federale hoof van die mens, en ons sien dat uit Adam en Eva het elke mens op aarde ontstaan. Baie belangrik, ons kan nie baie duidelik en met sekerheid sê waar al die kleure vandaan kom nie. Ons weet dat die taalverwarring het gekom, daar in Genesis 11 by die toring van Babel, maar een ding weet ons, dat ons nie kan sê as blanke mense, dat ons die verlore stam van Israel is nie. Want die swarte sê dieselfde, en die Indiër sê dieselfde, en verskillende bevolkingsgroepe sê, ons is die verlore stamme van Israel. U sien, elke ketter het sy letter, elkeen het sy gedagte. Ek het vir u gesê, die volk Israel, die etniese groep, kom van Abraham. Die Here het hom gaan roep, en uit Abraham is Isak gebore, uit Isak Jakob en Esau, en nou sê die Bybel vir ons, uit Jakob is 12 seuns gebore, wat die stamhoofde sou wees. Nou die Israel visie beweging sê dat die suiwere bloed was dan ook uit hierdie 12 seuns van Jakob gewees. Die suiwere bloed, die blanke mense, soos dit vandag bekend staan. Maar ek wil 'n bietjie vat, deur die 12 seuns, om te sien met wie hulle getrou het, by wie hulle kinders gehad het, en wie hierdie 12 aartsvaders dan was. Kom ek kyk gou vir u, en kom ons sien gou. Nou Jakob, vriende, het kinders gehad by Lea. Die name was Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar en Sibilon. Dan het hy ook kinders gehad by Rachel, en dit was Josef en Benjamin. Nou baie interessant is, dat hy ook op 'n stadium ingegaan het by Rachel se bediende, Bilha. Nou, sy was nie 'n Israeliet gewees nie, want die Bybel sê baie duidelik, dat die Israeliese mense nie hulle eie mense mag gebruik het as slawe nie. Nou, Bilha het vir hom Dan en Naftali gebaar, en later het hy by Lea se bediende ingegaan. Haar naam was Silpa, en daar is Gad en Aser gebore. Vriende, die Israel visie glo dat Israel wit was en suiwere bloed gehad het, terwyl ons lees dat Abraham en Jakob, die aartsvaders, by hulle vroue se slavinne kinders gehad het. Die vraag is, was hierdie slavinne suiwer Israelies? Die kans is baie skraal, aangesien Israel verbied was om volksgenote as slawe te neem. U kan gaan lees Josef se vrou. Waar kom Josef se vrou vandaan? Genesis 41:45. Die Bybel sê, en Farao het Josef genoem Safenat Paneag, en aan hom is Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee. En daar is 2 seuns gebore. Die Bybel sê vir ons, Manasseh is gebore, en dan ook Ephraim, wat gebore is. Deel van die 12 stamme van Israel. Vriende, ons lees in Genesis 38 vers 2, en Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien, met die naam van Sua, en hy het by haar, en hy het met haar getrou, en by haar ingegaan, en sy het bevrug geword, en 'n seun gebaar, en sy het hom genoem. Baie belangrik, Deuteronomium 21:10, daar staan, as jy na die oorlog uittrek in jou vyande, en die Here jou God, hulle in jou hand gee, en julle hulle as gevangenes wegvoer, en jy onder die gevangenes 'n vrou sien wat skoon van gestalte is, en jy haar lief kry, en haar as vrou vir jou neem, dan moet jy haar in jou huis inbring, en sy moet haar hoof skeer, en haar naels knip, en sy moet die klere waarin sy weggevoer is uittrek, en in jou huis bly, en haar vader en haar moeder 'n maand lank beween, en daarna kan jy by haar ingaan, en met haar trou, en sy sal jou vrou wees. Dis vir die volk Israel gesê. So hierdie suiwere bloed, vriende, is eintlik 'n dwaling, wat mense uit hulle duim suig. Dit klink amper soos Hitler in Duitsland, wat gedink het hy gaan hierdie superras kweek, met blonde hare en blou oë, hy het self dit nie eens gehad nie, en hierdie superras sal die wêreld oorgeneem het.
U sien die dwalings wat besig is om mense in 'n rigting te stuur van vernietiging. Want u sien, mense haat mense. Daar is 'n natuurlike weerstand in ons harte teen ander kleuriges, hulle teenoor ons en ons teenoor hulle. Daarom wil ek vir u sê, moenie in 'n leuen verval om te dink dat Israel so suiwer van bloed was, soos ons dink hulle was nie. As u die Bybel gaan lees, vriende, in die geslagregister van die Here Jesus Christus, is daar mense opgeteken soos Rut wat 'n Moabiet was. Die Bybel sê baie duidelik, sy was 'n Moabiet gewees. So hierdie suiwer bloedteorie is 'n leuen, dis wensdenkery. En as u later meer inligting wil bekom, kan ek vir die professor Johan Malan se dokument stuur, wat hy dan ook 'n volledige studie gedoen het van hierdie dwaling, om vir u dan te wys waar hulle vandaan kom, waarmee hulle besig is en hoe ver hulle verwyderd is van die skrif. Daarom haat hulle die Bybel, omdat die apostel, Paulus, die evangelie aan die heidene gaan verkondig het. En wie is die heidene? As jy vanmôre 'n blanke in Suid-Afrika is jy 'n heiden. Want net die etniese Israel groep is Israel. Al die ander is heidene, en Jesus het kom sterf, nie net vir Israel nie, nie net vir die Jode nie, maar ook vir my en vir jou as heidene. Daarom is het belangrik dat ons sal sien, daar is nie 'n ding soos 'n suiwer bloed teorie nie. U kan gaan lees 2 Samuel 3 vers 2, by wie Dawid almal kinders gehad het. 1 Konings 11 vers 1, by wie Salomo almal kinders gehad het. Vriende, ek dink die dwaling se suiwer bloed teorie hou nie water nie. Die rede waarom die Here gewaarsku het teen heidense nasies, was dat hulle jou hart agter afgode sal weglei, wat toe presies gebeur het. En hierdie mense wat die Israel visie teorie voorstaan, se hart is verlei deur die afgod van rasisme, van 'n bepaalde kleurgroep. Daarom is ek beter as 'n ander ene. Luister, ons is anders, maar ons is nie beter nie. En daarom is dit noodsaaklik om hierdie goed raak te sien. Die ander vraag wat ons beantwoord is Israel en die Jode twee verskillende nasies. Vriende, die Israel visie groep sê die Jood van vandag wat in Israel bly is 'n vervloekte groep, is 'n bastergroep en hulle is nie die Israeliete van die Ou Testament nie. Ek dink as jy die Bybel gaan bestudeer, sal jy net die teenoorgestelde vind. Ons sien verskillende plekke praat die Bybel in dieselfde asem van 'n Israeliet en 'n Jood as een en dieselfde groep. U kan gaan lees in 2 Konings 16 vers 6 en verder, Esra 5 vers 1 en verder, Esra 6 vers 7 en verder, Jeremia 52 vers 28, Daniël 5 vers 13. Die Bybel praat toe is Daniël voor die koning gebring, die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël wat by die Joodse banninglinge behoort, wat die koning, my vader uit Juda gebring het. Kan jy agterkom? Daniël, almal beskou hom as Israeliet. Hier verwys die koning na Daniël as 'n Joodse balling. Daarom wil ek vir u sê, daar is geen gedagte dat die Jode en die Israeliete twee verskillende groepe was nie. U kan maar gaan lees wat die Bybel vir ons daaroor sê in verskillende gedeeltes. Die vraag is, wie is die heidene? 1 Konings 8:41 en verder praat van die uitlander, praat van mense wat nie die etniese Israel groep is nie. Romeine 9 vers 22 en verder praat die apostel Paulus daarvan, Romeine 10 vers 8. U en ek, vriende, is die heidense nasies, saam met al die ander groepe, of jy nou 'n Indiër is of 'n Asiër is, of jy nou in Japan bly, of jy nou in China bly, of jy nou in Afrika bly, of jy nou in Suid-Afrika bly, of jy nou in Engeland bly, of jy nou in Frankryk bly. Die Bybel sê, almal wat nie etniese Israel is nie, is heidene. Jy glo dit of jy glo dit nie. Die Here gaan nie heeltyd met jou arm druk, so asof jy hom gaan oortuig nie. Sy woord is duidelik, sy woord is vas, en die oomblik wanneer jy sien 'n groep beweeg buite die verstaan van die skrif, soos oor die eeue aan ons oorgelewer, dan moet ons versigtig wees. Die oomblik wanneer 'n groep sê, ek het voorrang bo jou, die Here het juist die Jode oor die vingers getik, toe hy op aarde was, oor hulle eksklusiwiteit, om te sê, ons as Jode is belangriker as die ander, en as die ander bevolkingsgroepe. Vriende, baie belangrik, die Bybel sê vir ons, en daarmee gaan ek afsluit, dat almal wat weergebore word, is geestelike nasate van Abraham. Ek lees vir u wat staan daar in Genesis 2 vers 15. Ons wat van nature Jode en nie sondags uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mense nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo,
Kan jy agterkom? Selfs hulle wat etniese Israel of Jode was, bely dat hulle self in Jesus Christus moes glo, om dan in die hemel te kom, om met God die Vader versoen te word, om dan deel te word van God se kerk, God se bruid. Hulle sê selfs ons het in Christus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Galasiërs 3 vers 6. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken, vers 7, julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Luister vriende, Abraham was die een waaruit die Israeliese etniese bevolkingsgroep ontstaan het. Die Bybel sê selfs hy moes sy geloof in God gestel het. Uit hom, vriende, sou die 12 stamme van Israel ontstaan het. Hulle moes hulle geloof in die Here Jesus gestel het. Die Jode wat in die tyd van die Here Jesus geleef het, hulle moes hulle geloof in die Here Jesus Christus gestel het. Want niemand kan gered word behalwe uit genade deur geloof in die offer van Jesus aan die kruis. Ek onthou 'n gesprek wat ek met een van my familielede gehad het, wat aangedring het daarop, dat in die hemel sal die blanke Afrikaner groep wees. En toe vra ek hom die vraag, nou waar kom hulle vandaan? En hy vat ons terug na die verlede en soveel 100 en soveel 1000 jaar voor Christus het hierdie groep en toe weer 'n paar 1000 jaar hierdie groep. En ek vra toe vir hom, sê net vir my, waar kom jy aan hierdie saak? Want die Bybel sê vir ons, dat selfs toe Israel in Egipte land vasgevang was, het die Here gesê by die 10de plaag, as die bloed aan die deurposte gestryk was, sou die doodsengel verby beweeg het, die verderwer. En toe sê ek vir hom, luister, ek gee nie om wat 'n kleur jy is nie, ek gee nie om wie jy dink jy is nie, as jy nie gered word uit genade, deur geloof op grond van Jesus se soendood aan die kruis nie, sal jy die hemel nie sien nie. En elkeen wat weergebore is, vriende, ontvang die Bybel as God se waarheid. Hierdie waarheid geïnspireer deur die Heilige Gees. En hulle soek nie sekere verduidelikings vir die feit dat ons blank en die nie blanke nou 'n nasaad van iemand anderste is nie. Hulle besef ons almal is deur God geskape. En hulle besef onmiddellik as weergeborenes dat ons die evangelie moet verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam, want die Bybel leer vir ons, en ek sluit af daarmee. Toe Johannes hierdie openbaring kry van die hemel, toe skryf hy in Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, dis nou die weergeborenes, hulle sing 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag, aan die kruis van Golgotha is Christus geslag, en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Daarom, vriende, is die Israelvisie 'n dwaling wat sê dat die blanke mens voorrang by God het en in die hemel sal kom en al die ander groep is pastors en mag nie in die vergadering van God inkom nie. Hierdie groep is absoluut lynreg teen die skrif en ons moet bid vir hulle redding dat God hulle oë sal oopmaak. Want Jesus Christus het gekom om sondaars te red van wie ek en jy die vernaamste is. Of ons blank of nie blank is, of ons nou in Europa bly of ons in Afrika bly. Ons het Christus nodig, want ons is sondaars wat uit genade gered moet word. As jy 'n Jood vanmôre is, as jy 'n Israeli is, as jy deel is van hierdie uitverkore volk van God, het jy nodig om jou knie te buig voor die Here Jesus Christus en met jou tong te bely dat hy die Here is, en dan sal jy die ewige heerlikheid beerwe. Dis die boodskap van die Bybel. Dis wat sin maak. Uit elke nasie, taal, volk en stam red Jesus sondaars. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.